Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vader, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier op aarde, net soos in die hemel. Vader, ons vra dat U ons sal seën in ons samekoms vandag. Seën ons met U liefde en U krag. Seën ons met die teenwoordigheid van Jesus Christus en met die liefde van die Heilige Gees in ons almal. Amen. Geliefdes, kom ons loof deur saam te sing uit Psalm 116. Ons sing daarvan vers 1, vers 9 en vers 10. Ons staan terwyl ons dit sing en jy kan bly staan nadat ons dit gesing het, terwyl ons geloof saam bely. Kom ons bely nou, elkeen in ons hart, saam met al die gelowiges oor die wêreld. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer sit. Geliefdes, ons lees vanmôre die wet van die Here uit Eksodus 20. Ons lees uit die 1983 vertaling vanaf vers 1 tot en met vers 17. Nadat ons die wet gelees het, kan u terwyl u so sit, antwoord op die wet van die Here deur saam te sing uit Psalm 78, vers 2 en vers 3. En daarna sal ons saam bid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God,
wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het hy dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord deur saam te sing, Psalm 78, vers 2 en vers 3. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Heer, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg om vandag hier in U huis by mekaar te kan wees. Vader, ons dankie vir 'n seisoen wat ons kan agterkom begin draai, temperature wat bietjie begin afkoel en ons sien uit na 'n winter wat voorlê. Ja, Heer, ons aanskou U mag en U wonder in die natuur en ons loof en prys U elke oomblik daarvoor. Vader, waar ons hoor in die nuus van dinge wat gebeur in die wêreld, van onstuimigheid, oorloë wat wink, waar dit ons bekommerd maak en benoud maak. Vader, vra ons dat U ons rustigheid sal gee, dat U ons 'n vaste vertroue sal gee, dat ons weet, ons troos, ons veiligheid en redding is net by U te vind. Heer, ons bid vir elke mens wat siek is,
vir elkeen wat worstel met moeilike dinge op sy pad. Here, in besonder 'n seentjie wat in die hospitaal lê en veg vir sy lewe na 'n leeu hom gebyt het. Vader, ons vra dat U elkeen betrokke in sulke hartseer sal vashou in U arms, dat U hulle sal troos, dat U hulle sal krag gee om te kan aangaan. Vader, ons vra dat U ons sal seën in die woordbediening. Here, laat ons as mense nie tussen U en die woord staan nie, dat geen oomblik van dit om ons gaan nie, maar dat U woord kragtig kan deurbreek, dat U Heilige Gees dit in elkeen van ons harte kan inplant en laat groei. Bind ook dan so ons gedagtes, Here, dat ons gedagtes nie dwaal nie, maar dat ons hier is, dat ons hoor wat U vir ons sê. En so, Vader, bid ons ook vir elkeen wat nie hier kan wees nie. En ja, Here, ook die wat nie hier wil wees nie. Werk so in elkeen se hart, om honger te wees, om uit te sien na U woord, om na U huis toe te wil kom. Vader, ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade in die naam van Jesus Christus, ons Koning en ons Verlosser. Amen. Geliefdes, ons boodskap van vanmôre is 'n preek van professor Nico Foster van die fakulteit Teologie in Potchefstroom. Ons skrifgedeelte is uit Matteus 16, dit is die baie bekende belydenis van Petrus, vers 13 tot vers 20. Ons gaan in besonder kyk na 'n vraag wat baie op mense se lippe is in vandag se dae. Moet ek werklik aan 'n kerk behoort? Maar voor ons verder gaan, kom ons lees saam met Matteus 16, vers 13 tot vers 20. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord: Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel toe oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Die woorde van vers 17, Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Geliefdes, hoe dikwels gesels ons met mense, of is ons in gesprekke waar iemand vir ons sal vra, maar is dit werklik nog nodig om in 'n kerk te behoort? Is dit nog nodig om kerk toe te gaan? Baie mense, selfs ook Christene, se antwoord is nee. Ons sien geen nut daarin om kerk toe te gaan of om aan 'n spesifieke kerk te behoort nie. En terwyl die Christendom in meeste wêrelddele groei, is die Christendom besig om amper op 'n daaglikse basis lidmate te verloor in die westerse en in die Europese lande. Ons sien hier dieselfde tendense wat in die Europese lande is, hier ook in ons eie land, in Suid-Afrika. Die mense raak weg uit die kerke uit. Nou vra ons, maar wat sou die rede vir hierdie ontkerkliking wees? Waarom draai mense, ook Christene, hulle rug op die kerk? Daar is al verskeie studies hieroor gedoen, en
die grootste dryfveer agter dit blyk om welvaart te wees. Demografiese ondersoeke toon aan dat ontkerkeliking veral plaasvind in ryk en vermoënde gebiede, in gemeenskappe waar mense nie swaar kry nie, waar dit goed gaan. Welvaart veroorsaak dus dat mense 'n gevoel van onafhanklikheid, van onaantastbaarheid ontwikkel en gevolglik voel hulle is nie meer afhanklik van God nie. Hulle is nie meer afhanklik van hulle naastes nie. Dis nie nodig om in 'n kerk te behoort nie. Die kerk speel eenvoudig nie 'n belangrike rol in hulle lewens nie. 'n Ander groot oorsaak van ontkerking of ontkerkeliking is groeiende individualisme. Dit is dat mense hulle eie mens wil wees en hulle eie ding wil doen. Ons bedoel daarmee dat mense baie selfgesentreerd begin raak. In 'n postmoderne wêreld waarin ons vandag lewe, wil mense hulle self nie meer vestig of koppel op 'n spesifieke plek nie. Hulle wil nie meer gebind wees aan 'n spesifieke tradisie of aan spesifieke reëls of aan 'n spesifieke geloof nie. Hulle is eerder die ewige aardsverbruiker, die ewige klant wat van een ervaring na 'n volgende ervaring kan spring sodat hy dit wil hê of sodat wat hy iets wil ontvang. Maar hy gee homself baie moeilik vir iets anders. Nie net in ons kerklike lewe gebeur dit nie. Ons sien dit in ons samelewings op alle vlakke. Ons sien hoe mense al hoe meer ingesteld is op 'n individuele vlak in hulle lewens. Hulle is baie minder betrokke by kulturele aspekte. Hulle is baie minder betrokke by samekomste. En natuurlik is dit ongelukkig so dat kerke ook dikwels self die oorsaak is van hulle eie ondergang. In die geskiedenis was daar kerke gewees wat vreemde of onderdrukkende politiese sisteme geondersteun het. In die verlede het dit veroorsaak dat die integriteit van die kerk bevraagteken word. Die onwilligheid van die kerk om te reformeer toe dit nodig was. Die ongeloofwaardige of simplistiese antwoorde wat kerke gegee het op baie moeilike dringende vrae. Die slegte ervarings wat mense in kerke gehad het. Dit alles speel 'n rol dat dit skade maak in die mense se verhouding met die kerk. In al hierdie goeters kan ons sien dat die mense dink die kerk is mensewerk. Dit is die mense wat hulle teleurstel. En tog, broeder en suster, ten spyte van al hierdie gebreke en al hierdie swakhede, al hierdie goed wat ons genoem het, glo ek tog steeds dat 'n ware Christen nie anders kan as om aan 'n kerk te behoort nie. Die skrif ken doodgewoon nie iets soos 'n Christen wat afsydig staan van sy medegelowiges nie. Dit ken nie iemand wat net in sy eie private hoekie besig is om sy eie godsdienst daar te beoefen nie. Om die waarheid te sê, die Bybel gee 'n baie prominente plek aan die kerk. Die belangrikheid van die kerk blyk uit die groot hoeveelheid voorbeelde wat in die Nuwe Testament voorkom, wat gegee word vir die kerk. Dink maar aan beelde wat gebruik word in die Bybel, as ons praat van die liggaam van Christus, die huis van God, die kudde van God, die priesterdom van God, die wingerd van God. Die belangrikste rede waarom ons aan 'n kerk behoort, is omdat die kerk, ten spyte van al sy gebreke, ten spyte van al sy swakheid, nie 'n instelling van mense is nie. Dit is 'n instelling van Christus. Die kerk is nie 'n mensgemaakte gemeenskap of 'n vereniging of 'n genootskap of 'n instituut nie. Dit het 'n goddelike oorsprong. En wat God instel, kan geen mens minag nie. En dit is hoekom die vraag wat ons vanoggend probeer beantwoord, die volgende is: waarom het die Here die kerk ingestel? Wat is die doel en die plek van die kerk binne God se raadsplan binne in die wêreldgeskiedenis? Die eerste plek waar ons in die Nuwe Testament die woord kerk kry, is hier in Matteus 16, in vers 18. Die oorspronklike taal gebruik die woord ekklesia, dit is waar die woord kerk vanaf afgelei is. Hier lees ons hoe Jesus die kerk instel.
Jesus het in sy prediking aanvanklik homself gerig op die Jode, maar vanaf hoofstuk 13 lees ons hoe Israel gaandeweg begin het om vir Jesus te verwerp, hoe die uitverkore volk van God begin het om die Messias juis op hierdie waterskynende oomblik in die geskiedenis te verwerp. En waarom verwerp hulle hom? Die rede is doodeenvoudig. Hulle sien vir Jesus as 'n bedreiging vir hulle oorgelewerde gebruike, vir hulle oorgelewerde tradisies waaraan hulle vashou, menslike tradisies. En daar maak Jesus 'n nuwe begin. Hy stel die kerk in wat bestaan uit mense van alle volke, alle nasies en alle tale. Jesus se instelling van die kerk het nie gepaard gegaan met een of ander groot seremonie nie. Daar was nie vuurwerke in die lug en kanonskote wat afgegaan het toe Jesus die kerk gestig het nie. Nee, dit het in 'n gesprek gebeur. Dit het met 'n belydenis gebeur. Die inisiatief het van Jesus af uitgegaan en in vers 13 tot 16 dwing hy as te ware die disippels om vir eens en vir altyd te sê, wie dink hulle is hy? Jesus begin in vers 13 en 14 met 'n algemene vraag. Hy vra, wie sê die mense is ek? Nou, Jesus het geweet wie die mense dink hy is, maar hy wou gehad dat die disippels moet self sê wie hulle dink, die volk dink, is Christus. Het die disippels dalk al vir hulle self uitgemaak wie hulle dink Christus is? En in antwoord op hierdie algemene vraag gee die disippels 3 menings wat die mense het. Party mense dink Jesus is Johannes die Doper wat opgestaan het uit die dood. Ons weet uit buitebybelse bronne uit dat Herodes Antipas, die koning van daardie tyd, inderdaad gedink het Jesus is Johannes die Doper wat uit die dood uit opgestaan het. Ander mense dink weer dat Jesus 'n tweede Elia is. Want Elia het net soos Jesus bekering gepreek en hy het bonatuurlike wonders gedoen. Dan is daar weer ander mense wat dink dat Jesus 'n tweede Jeremia is. Want net soos Jeremia het Jesus teen die tempel gepreek en is Jesus se lewe vol vervolging gewees. Die oorheersende gevoel van die volk is hier dat Jesus 'n profeet is. Hy is 'n besonderse mens, moontlik 'n gestuurde van God, maar dis al plek wat hulle aan hom toeken. En in vers 15 rig Jesus hom dan spesifiek tot die disippels. Wie sê julle is ek? En dan antwoord Simon namens die disippels in vers 16. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie belydenis van Simon is 'n keerpunt in die menslike geskiedenis. Vir die eerste keer word Jesus deur 'n mens Christus genoem. Dit is die gesalfde Messias, die een wat deur die Ou Testament verkondig was, die een wat deur die Ou Testament beloof was. Vir die eerste keer word Jesus deur 'n mens die Seun van die lewende God genoem. En wat doen Jesus toe hy hierdie belydenis hoor? Hy seën vir Simon en hy sê vir Simon, hierdie belydenis van jou het nie uit jouself uitgekom nie. Dis nie 'n mens wat dit vir jou gegee het nie. Die Here het dit in jou hart gegee. Ja, geen mens kan die naam van Jesus bely sonder dat Christus die geloof in sy hart werk nie, sonder dat God deur sy Heilige Gees daai geloof in sy hart plant nie. Die kerk is God se handewerk. Dit is 'n gemeenskap van mense wat bely dat Jesus die Seun van God is. God bring deur sy Heilige Gees wat die geloof in ons harte werk, die kerk tot stand. En al bestaan die kerk uit gewone gebroke mense uit, is die kerk nie maar bloot net 'n gewone menslike instelling nie. God het dit nou maar eenmaal so beskik dat hy gewone mense gebruik om sy werk te doen. As Jesus vissers kon gebruik het wat nie kon lees en kon skryf nie om sy disippels te wees, dan kan hy gewone mense, alledaagse mense gebruik in diens van hom, mense wat ook foute maak. En dan, nadat Jesus vir Simon geseën het, verander hy dadelik sy naam na Petrus toe.
En die naam Petrus word ook uit 'n Griekse woord, Petra, wat letterlik rots beteken, afgelei. En daar is 'n spesifieke rede waarom Jesus Simon se naam verander hierso. En die agtergrond daarvan lê al in Genesis. In Genesis 17 sluit God met Abraham 'n verbond. Op daardie stadium was sy naam nog net Abram. En dan verander die Here sy naam nadat hy die verbond gesluit het na Abraham toe, deur aan te dui dat daar menigte nasies uit sy nageslag uit kan kom. Uit Abraham se nageslag sou die Ou Testamentiese verbondsvolk, dis die Ou Testamentiese kerk, voortkom. En net soos wat Abraham se naamsverandering die begin van 'n nuwe era ingelei het, net so hier lei Petrus se naam die begin van 'n nuwe tydvlak in. Petrus se belydenis is die begin van 'n nuwe bedeling en die nuwe volk van God, sy kerk. In vers 18 sê Jesus, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou word die vraag dikwels gevra, wat beteken dit dat Jesus vir Petrus gesê het, die kerk gaan op hierdie rots gebou word? Beteken dit dat dit op Petrus as mens gebou gaan word? En in die oorspronklike taal word daar inderdaad letterlik na Petrus as 'n rots verwys. En dan klink dit amper asof die kerk op die persoon van Petrus gebou gaan word. Maar as ons egter kyk na die breër konteks van die gedeelte, dan besef ons, dit handel hier daaroor, dat Jesus self die bouer van sy kerk is. En die apostels, waarvan Petrus die eerste leier was, sy getuienis oor Jesus, hulle belydenis is die fundament waarop die kerk gebou gaan word. Dit gaan dus hier primêr nie om die persoon van Petrus nie, maar dit gaan oor sy en die ander apostels se belydenis en getuienis. In die geskiedenis toe die Nuwe Testamentiese boeke bymekaar gesit was om nou te bepaal deur die kerk watter boeke opgeneem gaan word in die Nuwe Testament, was een van die maatstawwe wat gebruik was daar, dat 'n boek deur 'n apostel of 'n direkte disipel of leerling van 'n apostel geskryf moes gewees het. En dit is eintlik voor die hand liggend dat dit so is, want die apostels was die direkte ooggetuies van Christus se dood en sy opstanding. En dit is hulle getuienis wat die fundament van ons kerk is. Nadat Jesus die koms van die kerk aangekondig het, dan volg daar 'n wonderlike belofte. Die magte van die dood sal die kerk nie vernietig nie. Paulus vat eintlik die betekenis hiervan baie mooi saam as hy in 1 Korintiërs 15 in vers 54 en 55 sê, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ja, broers en susters, die instelling van die kerk gaan gepaard met die opstandingsbelofte, die opstanding van Jesus, die feit dat die lewende Christus regeer, vorm die hart en die siel van ons kerk. Omdat God onsterflik is sy kerk ook onsterflik. Die opstanding gee vir ons hoop en krag in die lewe, en dit gee vir ons koers aan die kerk. En na hierdie wonderlike belofte, dan volg die Here dit met 'n opdrag in vers 19. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk gee. En wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Die eerste opvallende aspek van die opdrag is dat Jesus sy kerk ten nouste aan die koninkryk van God verbind. En hierdie woord koninkryk kan ook gewoon vertaal word met koningskap. Sien, die koninkryk van God is nie die hemel nie. En dit is ook nie 'n fisiese plek net hier op aarde nie, maar dit dui op die geestelike ryk van God. Jesus se koms is die begin van die herstel van God se koningskap op aarde. Daarom begin hy sy prediking met die woorde, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Daar waar God se koningskap erken word, daar waar God geloof en geprys word op aarde,
daar waar geloof oor die bose seevier, waar reg en geregtigheid oorwin, daar sien ons die koninkryk van God deurbreek na die aarde, so sonstrale wat deur die wolke kom. Wat is dan nou die verband tussen die kerk en die koninkryk? Maar die kerk is nie die koninkryk nie. Die koninkryk is veel breër as wat dit is. Maar die kerk is egter die mees sigbare teken van God se koninkryk. En dit is 'n teken van sy koninklike heerskappy. Die kerk is die kinders van God, wat God se koningsheerskappy op aarde erken, en wat op 'n direkte wyse deur Christus regeer word. Die Here gebruik die kerk as 'n instrument om sy koningsheerskappy aan die wêreld te proklameer. En in vers 19 verbind Jesus die kerk aan die koninkryk deur te sê dat hy die sleutels van die koninkryk aan die kerk gee. En hierdie sleutels van die koninkryk dui aan die volmag wat God gee aan die kerk om die woord na die mensdom toe te bring, om die woord aan die mensdom te bedien. Deur die bediening van die woord moet die kerk God se heerskappy, God se vergifnis, sy liefde, maar ook sy eis tot geregtigheid verkondig aan die wêreld. En met die sleutels van die koninkryk word daar glad nie gesê dat die kerk nou die sê het oor wie kan hemel toe gaan en wie nie. Dit is glad nie die geval nie. Die sleutel gaan daaroor dat die woord verkondig word, dat die woord gebring word aan die mense. En elkeen wat die woord hoor, moet 'n keuse maak. Maar daardie keuse word deur die krag van die Heilige Gees in elkeen se hart gewerk. Vir diegene wat die koningskap van Christus aanvaar, beteken dit 'n wonderlike ewige lewe wat wag. Maar vir diegene wat die koningskap van Christus nie erken nie, word die koninkryk van die hemele toegesluit. Uit ons teksgedeelte blyk dit duidelik dat die kerk sy rugpunt en sy bestemming in die koninkryk van God vind. Met ander woorde, die kerk is nie die doel op sigself nie en mag nooit selfgerig of na binne gerig wees nie. Die kerk moet juis besig wees met die wêreld, met beginsels van God se koninkryk in die wêreld. Aan die begin het ons gevra, is dit werklik nodig om nog aan 'n kerk te behoort? En kyk ons na ons teksgedeelte en die beelde wat in die Nuwe Testament vir die kerk gegee word en gebruik word, dan kan ons op geen ander konklusie kom nie. Dit is inderdaad nodig vir elke Christen om aan die kerk te behoort. Ek sluit af met 4 duidelike redes van hoekom ons aan 'n kerk behoort. Eerstens is dit nodig om aan 'n kerk te behoort, want die kerk is 'n instelling van God. Dit is nie iets wat mense gemaak het nie. Al is daar baie dinge in die kerk wat my omkrap, al is daar mense wat my vies maak of my irriteer in die kerk, al het iemand my seer gemaak in die kerk, of al hou ek nie van die tradisies van die kerk nie, gebruik die Here nog steeds gewone mense in sy diens. Op die ou ende moet ek ook in die kerk geduld toon aan ander mense, net soos wat God met my geduld het. Tweedens is dit belangrik om aan 'n kerk te behoort, want ek het my medegelowiges nodig in my groei, in my geloof. As ek alleen in my eie hoekie gaan sit en ek meng nie met ander mense nie, gaan my geloof stagneer. Daar gaan niks daarvan kom nie, daar gaan geen groei wees nie. Iemand het op 'n keer 'n mooi beeld gebruik van kole, van 'n kool wat een kant lê van 'n vuur en wat koud geword het, en dat mens daardie kool vat en hom in die middel van die vuur gooi, sodat hy weer warm kan word en weer kan brand soos 'n kool. So hou ons as kerk ook mekaar se geloof warm. Ons bid saam. Ons luister saam na God se woord. Ons reik saam uit na mense. Ons dra mekaar se laste. Ons vermaan mekaar. Ons beer mekaar op. Maar ons is ook bly saam met mekaar as ons bly is. Alleen in jou eie hoekie gaan jy dit nie reg kry nie. Jou geloof gaan nie groei nie. Maar saam met ander gelowiges groei jou geloof. Een gemeenskaplike kenmerk van al die beelde wat in die Nuwe Testament vir die kerk gebruik word,
is die saamwees van gelowiges. Die saamwees in Christus. Die kerk is een liggaam, een wingerd, een huis, een volk. Die selfgesentreerde, individualistiese mens is 'n eensame mens in homself vasgevang. Maar die uitgaande, liefdevolle mens is 'n bevryde mens, 'n mens wat waarlik menswees ervaar. Derdens is dit nodig om in die kerk te behoort, want God gebruik die kerk om die wêreld te verander. God gebruik die kerk om te verkondig in die wêreld. God gebruik die kerk in diens van sy koninkryk. En ja, natuurlik gebruik die Here ons elkeen individueel daar waar ons betrokke is, maar hy gebruik ook die kerk in geheel om 'n alternatiewe gemeenskap te wees in hierdie wêreld. In teenstelling met 'n gejaagde, gierige, individualistiese wêreld met 'n samelewing wat net gejaagd is, skep God 'n alternatiewe gemeenskap, 'n plek van heling, 'n plek van genesing, van onderlinge liefde, van uitreiking na mense in nood. Sonder jou, sonder elke lidmaat, kan nie die kerk nie so 'n alternatiewe gemeenskap in die wêreld wees nie. Laastens is dit nodig om aan die kerk te behoort, want Jesus sê, beywer jou allereers vir die koninkryk van God. Geld is nie alles nie. Jou beroep is nie alles nie. Selfs jou gesondheid is nie alles nie. Al hierdie dinge is verganklik. Dis goed wat verby kan gaan en weggaan. Maar God se koninkryk moet ons eerste prioriteit wees. Dit is die kerk se eerste prioriteit, want die kerk is die sigbare teken, die sigbare instrument van God in sy koninkryk. As God se koninkryk vir jou in jou lewe belangrik is, dan sal die kerk ook vir jou belangrik wees. God het immers aan die kerk die sleutels van die koninkryk gegee. Broers en susters, daar is een vraag waarop elke mens in sy lewe moet antwoord. En in wese is dit dieselfde vraag wat Jesus vir sy disippels hier gevra het. Wie sê julle is ek? As jy kan antwoord, U is die seun van die lewende God, dan kan jy ook hierdie woorde hoor. Geseënd is jy, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Die magte van die dood sal jou nooit oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk gee. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om deel te kan wees van die huisgesin van God nie, om te kan behoort in die huisgesin van God. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dit is net met absolute dankbaarheid wat ons voor U kan staan, omdat U dit vir ons moontlik maak, dat ons voor U kan staan. Vader, ons dank in besonder hierdie naweek, dat ons nie net die kruisiging nie, maar die opstanding van Christus kan herdenk, dat ons herinner kan wees van die wete, dat ons 'n lewende God dien. Dat Christus die dood oorwin het, dat ons koningsheerskappy uit lewe kom van U af. Vader, ons vra dat U Gees so in elkeen van ons sal laat werk, dat ons aan hierdie troos, aan hierdie vrede kan vashou, aan hierdie wete, dat ons nie enkelinge is, wat net in 'n wêreld uitgegooi is, en vir onsself moet beklei nie, maar dat U juis daar vir ons 'n huisgesin, 'n kerk gestel het, sodat ons by mekaar kan staan, sodat ons mekaar se laste kan dra,
sodat ons saam U naam kan loof en kan prys vir hierdie wonderlike voorreg. Vader, ons dank U ten spyte van ons swakheid en ons sonde, dat Jesus ons reeds skoongemaak het voor U, sodat ons in ons swakheid en in 'n onperfekte wêreld steeds bruikbaar vir U kan wees in U koninkryk. Here, vergewe dan so elkeen van ons se baie sondes en help ons om vas te hou aan die troos dat ons vergewe kan wees. Geef vir ons krag om uit te gaan en te lewe in hierdie wêreld, om al U skape bymekaar te maak, Here, want ons weet die oes is groot en die arbeiders is min, maar saam kan ons 'n verskil maak. Vader, gaan saam met elkeen van ons deur 'n week wat voorlê, hou ons veilig, maar bo al laat U wil in elkeen van ons se lewe geskied, soos wat dit moet, sodat al ons dade vir U aanneemlik kan wees, en dat ons kan terugkeer na U huisgesin, na U kerk toe, waar ons by U ware rus kan vind. Vader, ons bid dit alles in diepe afhanklikheid en uit dankbaarheid in die naam van Jesus Christus, ons Messias, die Seun van die lewende God en ons koning. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die dankoffers om opgeneem te word. Daarna sal ons saam sing uit Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 10. Ons sing saam Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 10 terwyl ons staan. Omdat ek
Kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, mag die genade van ons Here Jesus Christus en u liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen.